1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Inside Out. Riley Anderson is 'n vrolike meisie van Minnesota wat mal is oor hokkie. Sy word gewoonlik deur vreugde beheer. Vreugde is immers die emosie wat al van Riley se geboorte af in haar woon. Maar vreugde is net een van 5 emosies wat in Riley se bewussyn in hoofkwartier gedagtewêreld woon. Elkeen van hulle maak beurte om Riley deur haar dag te help. Buiten vreugde is daar vrees, weerstand, woede en hartseer. Hulle help Riley al van kleins af. Vreugde verstaan nie wat hartseer se werk is nie. Is vreugde dan nie die kern van alles nie? Maar dis oukei, want al sien al die emosies om na Riley, is vreugde die een wat al jare lank aan die stuur van sake is. Dit beteken basies dat Riley 'n gelukkige meisie is. Elke dag stroom kleurvolle herinneringe wat in sfere bewaar word by hoofkwartier in. Teen die einde van die dag beweeg die sfere deur pype na langtermyn geheue aan die eindhoeke van die gedagtewêreld. Die heel belangrikstes word kerngedagtes genoem. Hulle bly in 'n spesiale houer in hoofkwartier en verlig die 5 eilande van persoonlikheid. Hulle maak Riley wel wie sy is. Die meeste van die sfere wat inkom is geel, want hulle is gelukkige herinneringe. Dinge kan nie beter wees nie, sê vreugde in haar noppies. Buitendien, Riley is 11 jaar oud. Wat kan tog skeefloop? Maar toe verander dinge. Riley en haar ouers verhuis vanaf Minnesota na San Francisco, Kalifornië. Die hele rit deur slaag vreugde daarin om Riley vrolik te hou, tot Riley die nuwe huis sien. Die emosies in Riley se gedagtes begin te reageer. Is ons veronderstel om hier te woon? Bars woede uit. Dit ryk asof iets hier dood is, voeg weerstand by, toe Riley by die huis binne stap. Hartseer bied aan om oor te neem, maar vreugde wil hê Riley moet positief bly. Dis nie maklik nie. Toe Riley en haar ma pizza bestel, kry sy 'n pizza met broccoli op. Jugg. Binne in hoofkwartier skree woede uit. Veels geluk, San Francisco. Daar bederf julle nou pizza totaal en al. Vreugde doen haar bes om grappige herinneringe by Riley op te bring, maar dit maak Riley net hartseer. Dis toe wat vreugde sien dat hartseer aan die geel sfeer raak, dit na blou verander. Geen emosie het al ooit 'n sfeer van kleur sien verander nie. Hartseer kan nie help om aan dinge te vat nie. Ek's jammer, maak sy verskoning. Ek weet nie wat my makeer nie. Die volgende dag is Riley se eerste skooldag. Vreugde het 'n idee om dit super wonderlik te maak. Sy trek 'n sirkel om hartseer. Dit is die hartseer sirkel. Jou werk is om seker te maak al die hartseer bly binne in die sirkel, sê vreugde vrolik. Wil jy hê ek moet net hier bly staan? Wonder hartseer. Die plan werk nie en Riley bars in trane uit voor haar nuwe klas. Skielik rol 'n nuwe kerngedagte in en dit is blou. Vreugde soek nie 'n blou kerngedagte nie en probeer dit langtermyn geheue toe stuur. Maar die houer met kerngedagtes stort per ongeluk uit en word saam met vreugde en hartseer deur die pyp opgesuig op pad langtermyn geheue toe. Sonder kerngedagtes om die eilande van persoonlikheid te verlig, raak dit donker. Dis nie goed nie, besef hartseer. Ons kan dit regstel, beloof vreugde. Ons moet net weer by hoofkwartier uitkom, die kerngedagtes inprop en dan's Riley weer haar normale self. Humor Eiland is die naaste en vreugde skep die sfere van die grond af op
en begin stadig oor 'n liglyn loop. 'n Smal brug wat as kragkabel dien en elke eiland aan die kerngedagtehouer in hoofkwartier verbind. Daaronder is die geheue filosoop, waar Riley se ou gedagtes vir altyd vergeet word. Intussen het Riley dit maar moeilik. Met vrees, woede en weerstand alleen in die hoofkwartier word Riley vinnig kamer toe gestuur. Later probeer haar pa die vrede herstel deur verspot te wees. Maar Riley ignoreer hom heeltemal. Humor Eiland begin skud. Vreugde en hartseer word gedwing om terug te keer soos die eiland in mekaar stort. Die twee probeer 'n ander roete, maar nadat woede oorgeneem het in 'n gesprek tussen Riley en haar maat Meg van Minnesota, begin Vriendskap Eiland ook te verkrummel. Toe loop vreugde en hartseer 'n eienaardige pink kreatuur raak. Vreugde onthou hom as Bing Bong, Riley se verbeeldingsmaatjie toe sy 3 jaar oud was. My naam is Vreugde, dit is hartseer, stel Vreugde hulle voor. Die Vreugde? Vra Bing Bong. Wat op aarde maak jy hier? Sonder jou sal Riley nooit weer gelukkig wees nie. Hy beloof hy sal hulle help om weer by hoofkwartier uit te kom. Hy gee Vreugde selfs 'n boeksak om die kerngedagtes in te dra. Bing Bong stel voor dat hulle die trein van gedagtes van 'n verbeeldingland neem. Maar toe die vergeetouens Bing Bong se vuurpylwa na die geheue filosoop toe stuur, is hy te hartseer om voort te gaan. Vreugde kry nie vir Bing Bong opgebeur nie. Toe sê hartseer, ek's jammer hulle het jou wa gevat. Ek is seker jy en Riley het opwindende avonture daarin beleef. Hulle was wonderlik, sê Bing Bong en huil lekker goed trane. Toe hy beter voel, sê hy, ek's nou okay. Ek vat hulle treinstasie toe. Vreugde is verbaas dat hartseer hom laat beter voel het. Hoe het jy dit reggekry? Vra sy vir hartseer. Hulle klim op die trein met die wete dat hulle moet opskit. Teen hierdie tyd het Hockey Eiland ook al mekaar gestort. Skielik kom die trein tot stilstand. Dit ry nie wanneer Riley slaap nie. Bing Bong, Vreugde en hartseer sit af droomproduksies toe. Hartseer weet Riley sal wakker skrik as sy 'n nagmerrie het. Daarom bring hulle Jangles, die verjaardagnar opstel. Dit werk. Nou dat Riley wakker is, spring die 3 vriende vinnig terug op die trein. By hoofkwartier is dinge maar hopeloos sonder vreugde. Woede probeer nuwe kerngedagtes in Minnesota skep en plaas 'n idee-gloeilamp in die konsole, maar dit veroorsaak dat Riley besluit om weg te hardloop. Toe Riley haar ma se kredietkaart steel om 'n buskaartjie terug Minnesota toe te koop, verkrummel Eerlikheid Eiland in die geheue filosoop. Dit veroorsaak dat die trein van gedagtes met vreugde, hartseer en Bing Bong verongeluk. Vreugde en Bing Bong val in die geheue filosoop in en laat hartseer alleen agter. Nou is ons vergete, sê Bing Bong vir Vreugde, soos Riley se ou herinneringe om hulle begin vervaag. Toe Vreugde na een van die gedagtes kyk, sien sy hoe Riley getroos word deur haar gesin en maats na sy 'n wedstryd verloor het. Ma, pa, die span, hulle het kom help as gevolg van hartseer, besef Vreugde. Skielik begryp Vreugde dat Riley werklik vir hartseer nodig het. Vreugde en Bing Bong onthou dat Bing Bong se wa die krag van sang gebruik om te vlieg en hulle albei begin sing. Die wa kom na hulle toe aangevlieg. Die vriende spring in en styg in die lug op. Maar die wa is te swaar om uit die geheue filosoop te ontsnap. Daarom spring Bing Bong op die laaste oomblik uit. Gaan red vir Riley, skree Bing Bong vir Vreugde en voeg by, vat haar namens my maan toe. Dan vervaag hy stadig. Vreugde spoor hartseer op en lanseer hulle albei terug na hoofkwartier. Die ander emosies is verlig om hulle weer te sien. Hulle het besef om weg te hardloop was 'n slegte idee, maar die idee-gloeilamp sit vas. Riley sit op 'n bus wat enige oomblik gaan vertrek. Vreugde,
Jy moet hierdie gemors regmaak, sê Weersin, maar Vreugde draai na Hartseer. Dit hang van jou af, sê Vreugde. Hartseer haal versigtig die ID-gloeilamp uit die konsole. Met Hartseer se hulp klim Riley van die bus af en hardloop terug huis toe om by haar ouers te wees. Vreugde gee Hartseer die kerngedagtes en laat haar toe om elkeen blou hartseer te verander. Intussen is Riley terug by die huis in haar bekommerde ouers se arms toe sy begin huil. Riley verduidelik hoe baie sy haar ou huis mis. Uiteindelik lei Hartseer vir Vreugde na die konsole en Riley glimlag deur haar trane. Skielik rol 'n nuwe kerngedagte in. Dit is verweef in blou en geel. Soos Riley ouer word, brei gedagte wêreld uit met nuwe herinneringe en nuwe eilande van persoonlikheid. Vreugde het opnuut waardering vir Hartseer gekry. Al die emosies werk nou saam om hulle meisie Riley te help. Vreugde dink hulle maak 'n fantastiese span. Fluit, fluit. My storie is uit.